Tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Een oggend, net nadat die sonnetjie sy kop oor die groot bos uitgesteek het, hoor oupa uil 'n geroep onder die hoë ou boom waar sy nes is. Dag my vrou, wat kan dit tog nou wees? Koning Louis is nog nie eens wakker nie, sê oupa uil met sy een oog oop. Oupa uil, ag, help tog asseblief, oupa uil. Hoor oupa uil van daar onder af. En my gedoorie waar, dis Bobbejaan, sê oupa uil. Maar waarom sou hy dan hierdie tyd van die oggend so te kere gaan? Wag, laat ek opstaan en gaan hoor, sê hy. Toe hy onderkom, staan Bobbejaan vir hom en wag. Nou, Bobby lyk heeltemal raad op, en dit lyk asof hy nie 'n oog toegemaak het nie. En my mintig ou Bobby, wat gaan aan, jong? Jy's darm vroeg op, vra oupa uil. Ou Bobby lyk so mismoedig en raad op, dat hy omtrent in trane wil uitbars. Ag, oupa uil, dis daardie Benny kind van my. Ek is so lief vir hom, maar hy wil net nie luister nie. En daar's niks fout met sy ore nie. Hy hoor net wat hy wil. En as ek of sy ma met hom praat, luister hy niks. Hy doen net wat hy wil. Ek is bekommerd dat hy gaan seer kry, want hy doen niks wat ek of die ander Bobbejane vir hom wil leer nie. Hy's hardkoppig en so ongehoorsaam, ek weet nie meer wat om te doen nie. Oupa uil luister aandagtig wat Bobby vir hom vertel. Kan oupa dalk vir my raad gee? Ek is regtig raad op, sê Bobby. Oupa uil het sy een oog toegemaak en na Bobby gekyk met die ander oog. Ja, ou Bobby, ek kan jou help. Stuur vir klein Benny hier na my toe en sê vir hom, ek wil hy moet my kom help met iets. Wat sê iets? Vra Bobby ewe nuuskierig. Dit maak nie saak nie, Bobby. Ek wil hom net help en ons gaan dit so speel saam doen, ek en hy. En daarmee is Bobbejaan terug bakkraans toe. Dit was nie lank nie, toe is Bobby terug met klein Benny saam met hom. Môre Benny, my mintig, maar jy het mooi groot geword. En kyk net hoe mooi netjies regop kan jy al loop, sê oupa uil met 'n groot glimlag. Môre oupa uil, my pa het gesê ek moet vir oupa kom help met iets, sê hy met blink oë. Ja, ou seun, jong, ek het jou nodig. Jy is so 'n mooi en sterk seun, en ek dink nie dit gaan vir jou moeilik wees om my te help nie. Ek begin nou te oud word, en ek is nie meer so sterk soos jy nie. Nou is klein Benny baie nuuskierig. Wat moet ek doen, oupa uil? Vra Benny Bobbejaan. Kom saam met my. Daar is 'n klompie lastige bossies in koning Louis Leeu se groentetuin, wat ek net nie uitgetrek kan kry nie. Hulle wortels groei diep. Ag nee, wat? Sê klein Benny. Dis sommer maklik. Ek sal hulle vir oupa uil in 'n japtrap uittrek. Kyk hoe groot is my spiere, sê Benny en buig sy 2 arms sodat oupa uil sy spiere kan sien bult. Baie mooi seun. En nou ja toe, kom ons kry koers na die groentetuin toe. En daar stap hulle na die groot tuin aan die ander kant van koning Louis Leeu se groot plat klip toe. Kom ons begin sommer hier, Benny, sê oupa uil en wys vir Benny waar daar 'n klomp kleinerige bossies in die wortelbedding groei. Dit was nie lank nie, toe het Benny al die bossies uitgetrek. Mooi ou seun, en nou gaan ons daar na die beet toe. Kyk, daar is 'n klompie groter bossies. Sien jy kans vir hulle? Vra oupa uil. Natuurlik, oupa uil. Kyk net hoe gou trek ek hulle uit. Sê Benny en begin met die bossies. Die bossies se wortels was dieper in die grond as die eerste klomp sin. Benny het sy spiere gebult en hard getrek om die bossies uit te kry. Sien oupa uil, hulle is almal uit, sê Benny. Baie mooi, ou Benny. Jy help my so mooi. En nou moet ons daar na die pampoene toe gaan. Daardie bossies staan nou al lank daar en hulle is sommer yslike jong bome. Dink jy sal hulle kan uittrek vir oupa uil? Vra oupa uil weer. Daar is nie 'n bossie wat my sal ore aansit nie, sê Benny baie dapper. Maar wat Benny nie geweet het nie,
is dat daarie nie regtig bossies was nie, maar jong bome. Maar dit is bome met doringkies aan en hulle wortels was sommer baie diep in die grond. Ou Benny het getrek en 'n hele paar keer op sy bas geval. "En nou, Benny," vra oupa uil, "kom jy reg, jong, of moet ek vir Tinkie stuur om van die ander bobbejane te gaan roep om jou te kom help?" Benny Bobbejaan antwoord nie. Hy trek en trek net. Hy's later so gedaan dat hy net daar op die grond tussen die pampoene gaan sit. Oupa Eil, hierdie bossie bome sit baie vas in die grond. Ek kry hulle nie uitgetrek nie, Sê hy gedaan. Oupa uil vlieg oor na Benny Bobbejaan toe en gaan sit by hom op die grond. "Toe maar, ou Benny, baie dankie vir jou harde werk. Jy het vir my mooi gehelp. Maar nou wil ek hê jy moet mooi vir oupa uil luister. Het jy nou gesien hoe moeilik is dit om hierdie bossiebome uit te trek?" Ja, oupa Eil, hulle groei seker al te lank. Ons moes hulle al lankal uitgetrek het. Sê Benny. "Heeltemal reg. Nou wil oupa uil hê jy moet mooi luister. Weet jy, as 'n mens nie luister wanneer jou ouers of ander groot mense met jou praat of vir jou goeie raad wil gee nie, dan begin jy hardkoppig raak en dan wil jy later nie meer luister na goeie raad nie. Dis wanneer jy kan seer kry of selfs ander diere kan laat seer kry. Jy moet leer om gehoorsaam te wees vir jou ouers en die ander groot bobbejane by die bakkraans. Dan is dit net soos die klein bossies. As jy luister, dan is dit asof die hardkoppige, ongehoorsame maniere gou afgeleer kan word. Dan is dit maklik, soos toe jy die klein bossies uitgetrek het. Maar as jy aanhou om hardkoppig en ongehoorsaam te wees, dan is dit later baie moeilik om dit af te leer. En dis dan wanneer dinge lelik kan begin skeefloop in jou lewe. Net soos met die groot bossiebome, oupa Eil. Vra Benny met groot oë. Net so, ou seun. Kyk nou net hoe jy gesukkel met hierdie groot bossiebome. Hulle sit vas en hulle wil nie uit die grond uitkom nie. Net so is dit om ongehoorsaam te wees. As jy mooi luister na die groot mense, sal dit nie later vir jou moeilik wees om gehoorsaam te wees nie. Dan is dit maklik en jy leer die wonderlikste dinge. En almal hou van jou en almal sal dink jy's 'n slim bobbejaantjie, nes jou pappa en mamma. Sjoe, oupa Eil, ek het vandag 'n baie groot les geleer. Ek dink ek verstaan nou waarom my pa so hartseer is oor my. Sê Benny skaam. Toe maar, ou Benny, gelukkig verstaan jy dit nou mooi. Nou sê vir oupa uil, wat gaan jy nou doen? Ek gaan nou terug na die bakkraans toe en ek gaan vir almal om verskoning vra omdat ek so ongehoorsaam was. Ek wil nie later sukkel om gehoorsaam te wees nie. Dankie oupa Eil, oupa se raad is die heel beste. En daar hardloop klein Benny sommer so sekelstert reguit op pad bakkraans toe. En van daardie dag af het klein Benny Bobbejaan verander in die gehoorsaamste en vriendelikste bobbejaantjie op die bakkraans. En sy pa en ma was baie trots op hom. En almal het gepraat oor hoe 'n soet en gehoorsame seun Benny geraak het. Hey, die ou Benny. Kom ons kyk nou hoe mooi jy vandag geluister het. Oupa uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes tyd hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed, hier is die eerste vraag. Waarom het Bobby Bobbejaan na oupa uil toe gegaan? Hier is die antwoord. Bobby Bobbejaan wou vir oupa uil gaan raad vra, omdat sy seentjie Benny
ongehoorsaam was? Goed, hier is die tweede vraagie. Wat moes Benny Bobbejaan doen om te leer om gehoorsaam te word? Hier is die antwoord. Benny Bobbejaan moes die bossies in koning Louis Leeuw se tuin gaan uittrek. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.